about to say is extremely important. My fellow South Africans, we are in trouble. What is this? Look at this. This is an article from the Times of Israel, and they are telling us their plan, not only for South Africa, but for the rest of Africa. Everything is going according to plan. I tried to warn you guys. I guess it's too late now. Hartlike goeiemôre kykers en luisteraars, baie welkom weer eens by hierdie uitsending. Kykers en luisteraars, ja, ons sien almal dat die momentum, noem dit maar op 'n operasionele vlak, gehou word. Ons sal maar die video speel so terwyl ek praat, maar is vir ons duidelik dat hierdie xenofobie, hierdie vreemdeling haat, hierdie rasse haat, hierdie uitdryf van die ongedokumenteerde en in baie gevalle gedokumenteerde uitlanders behou momentum. Die momentum word die heeltyd deurbehou. Ons sien ook waar besigheidseienaars gekonfronteer word, waarvan hulle besighede sluit en sê voordat ek forceer word om ander mense in diens te neem, gaan ek maar dan eerder my deure sluit. Want natuurlik geweldige impak op die ekonomiese vooruitsig van die gewone ou op straat gaan hê, verseker. Maar dis nie die lyn wat ons vandag wil ingaan nie, ons wil 'n bietjie meer strategies gaan, maar hierdie video's kan maar so speel so terwyl ek praat oor dit, en ek wil hê ons moet 'n bietjie strategies kyk, na weer bietjie na alles. Ons het nou die afgelope klompie video's, het ons op die grond gekyk, wat sien ons op die grond, wat is die momentum, hoe hierdie March and March opgebou het, tot 'n baie suksesvolle opbou, 'n baie suksesvolle 30 Junie, in terme van, om ek dink te bereik het wat hulle wou, en soos ek sê, die volhoubaarheid van die momentum, hoe hulle dit volhou, tans nog steeds. Ons sal kyk hoe dit vorentoe ons nou maar gaan altyd, maar vir nou is die momentum nog, en as ek sê uitstekend, is dit nie omdat ek bly is daaroor nie, is nie omdat ek opgewonde is daaroor nie, maar dit is in terme van hulle mobilisering, is dit uitstekend. Hulle doen goed, maak geen fout nie. Vir hulle onthalwe, die revolutionêr, die March and March, en wat daarmee saamgaan. Nou daai wat daarmee saamgaan, wil ek u nou 'n bietjie, ek sê altyd vir u, as jy met 'n hommeltuig afsak op 'n atletiek byeenkoms, en jy vlieg met die hommeltuigie 'n meter van die grond af, dan sien jy net die gras van die atletiekveld. Maar soos jy in die lug ingaan, sien jy al hoe meer. Sien jy later die bane en jy sien, dis 'n atletiekveld. En dan sien jy die stalletjies waar die kos verkoop word, en jy sien die paviljoene, en jy sien die parkeerareas soos jy uitlig. Nou kom ons lig 'n bietjie in hierdie oggend, net weer of in hierdie dag, 'n bietjie weer uit, en kyk net, wat 'n toeval, en jy weet, daar's nie toeval nie, maar ek sê dit maar altyd net om veilig, noem dit maar polities, veilig te wees, teen al hierdie trolle en mense wat so absoluut niks weet nie, en altyd baie te sê het. Gelukkig, hier by ons, by Suidlanders, op die kommentare gebeur dit baie min. Dit is interessant om altyd die gesprekke te volg, en as mense wat op ons AI kanaal ook baie goeie insette lewer in terme van voorbereiding en gedagtes, so baie dankie daarvoor, en natuurlik op ons buitelandse kanaal, daar ook die voorbeelde uit Bosnië uit wat ons ook baie leer, so gaan kyk gerus hierdie kanale, dit sal vir u baie waarde hê en u help in hierdie tye wat nou kom. Maar u het nou die video gesien in die begin, en hierdie video is om ons 'n bietjie daai hommeltuig in die lug te laat gaan, en te sien wat se rolspelers sit agter hierdie ouens op die grond. Wie sit agter die ou wat nou loop na 'n maatskappy toe, 'n Spar toe, 'n motorverkoopsman, en daar gaan inmeng in sy besigheid met die mense wat vir hom werk en alles daarmee saam. Wie bestuur hulle? En die wat hulle bestuur, wie bestuur hulle? Kom ons gaan 'n bietjie hoog met hierdie hommeltuig, né? Nou baie mense sal dit beskryf as 'n samesweringsteorie, conspiracy, maar ja, dit raak komies eintlik. Nou die dag hoor ek Joe Rogan van hierdie groot podcast ouens in Amerika wat miljoene volgelinge het. Joe Rogan is een van hulle, Tucker Carlson is een van hulle. Ag, ons kan nou Dave Smith, daar's baie wat ek kan noem. Max Blumenthal wat ek kan noem. En ja, baie van hulle begin die grap maak en sê, as jy wil weet wat aangaan vandag in die wêreld, maak seker jy het 'n conspiracy theorist as 'n vriend. Ek gebruik nou maar die Engelse want dis wat hulle dit na verwys.
in aanhalingstekens. So, ja, kom ons conspire 'n bietjie. Kom ons doen 'n bietjie samesweringsteorie. Gegrond op feite, né? Kyk, daai samesweringsbeskuldiging vat mos natuurlik glad nie op my nie. Want ek het dit gelees vir wat dit is, dis 'n argument. Die oomblik wat die ou nie meer iets vir jou te sê het nie, wanneer jy hom vasgemessel het in die hoek, dan moet hy 'n beskuldiging maak. Dan moet hy sê, jy's 'n haat, jy's 'n rasis, of jy is 'n conspiracy theorist. Dis al argument. Hy kan nie op die onderwerp, kan hy jou nie aanvat nie. En dan moet hy 'n beskuldiging bring. En ek sien dit vir wat dit is, so dit maak geen indruk op my nie. Maar, kom ons kyk 'n bietjie met ons hommeltuig hoog. Ons het nou in die begin van hierdie video gesien, waar The Times of Israel gegaan oor 'n ou wat op 'n blog of iets geplaas het, of 'n artikel, en hoe dit ook al sê, die gedagte wat daar gedeel was dat ons, dis nou Israel, die wêreld, Babylon, die nuwe wêreldorde, want dis namens wie sulke mense praat. Hulle is in daardie strategiese kant. Daarvoor het ek legio bewyse. En sal ek met enige persoon in enige debat ingaan. Glo my, vryd. Die gedagte daar is, ons moet Afrika verder verbrokkel, as ek dit nou maar vir u opsom, of kan opsom. Die artikel wat was in The Times of Israel. En beginnende by Suid-Afrika was beskryf in hierdie inligting, in hierdie betrokke skrywe. En is baie interessant. Nou moet jy net so 'n bietjie teruggaan en onthou, Suid-Afrika was die eerste land en sover nog basies die enigste een, daar's 'n paar ander wat wil aangesluit het, maar Suid-Afrika was die eerste land wat Israel na die wêreldhof toe gevat het. U almal weet dit, hulle het hulle gevat, ons almal ken en verstaan dit. So daar's 'n geweldige antagonisme, 'n vyandskap van Israel, Amerika, dan nou teen die huidige regering en die rigting wat die regering ingaan, in ten opsigte van Israel, in ten opsigte van Babylon, die nuwe wêreldorde, die masjien wat hierso is. So met ander woorde, hier is 'n geweldige weerstand en vyandskap. En nou skielik, nou sien ons, The Times of Israel sê, Afrika moet verbrokkel word. Hoe verbrokkel jy Afrika? Deur verdeeldheid te saai. Deur te doen wat jy nou doen. Deur hierdie xenofobiese geweld, hierdie vreemdelinge haat, hier begin jy onstabiliteit, geweld, haat tussen groeperinge. Dis maar een van die meganismes. In die Kongo het hulle rebelle groepe daar, in die Demokratiese Republiek van die Kongo. Ons weet 'n rukkie terug, nie lank terug nie, wat in Rwanda gebeur het, op die grens van Kongo en na Kongo se kant toe. Ons weet wat in die Ivoorkus en in Sierra Leone, Sudan, Somalië, die nuwe Somalië soos is Israel dit noem. Ons ken al daai onlangse geskiedenis. So dis alles maar net bewys aanduidend van wat die persoon in The Times of Israel gesê het. Kom ons verbrokkel Afrika. Dis hoe jy hom verbrokkel. Jy bring verdeeldheid tussen alles en almal, want dis hoe jy hom verbrokkel. In Suid-Afrika, ons het video's in die verdere verlede gemaak, en ons het die projeksie gedoen, dat die Zulus Natal sal vat, sal sesseer, sal vat met geweld. Ek weet nie wie vir die Zulus daar gaan uitlig, watter swart stam gaan hulle daar uitlig. Die Khoisas en die Besothos definitief nie vir die Zulus in Natal uithaal nie. Vergeet dit. Definitief nie hulle nie. Kaapstad, die Weskaap, weet ons mos nou al. Ons het mos nou ook al gesien, die DA was oor Amerika toe, en ons het gesien AfriForum en Solidariteit is oor Amerika toe. So dis nie 'n moeilike som om te weet, die politiese mag van, noem dit nou maar die Babylon mag, die, oom sien het om 'n oulike naam genoem, die Doringbos regering, die Mofskaap regering, wat lyk soos ons, maar nie ons harte het nie. Nie ons harte het nie. Daardie regering het ons nou al sy rolspelers gesien, wat kort Amerika toe gaan, né? En dan as 'n vriendelike mag hier, deur hulle gefinansier, bewapen sal word, sou dit dan nou by daardie punt kom. Wat sal? Verseker. En dan ja, so daar sit jy klaar met 'n Natal verbrokkeling, jy gaan met 'n Ooskaap Khoisa tipe situasie sit, heel waarskynlik, want die Khoisas is baie sterk in die Ooskaap, en dan natuurlik al die gevegte binnelands,
waar hierdie groeperinge nou gaan kyk. Gaan die Xhosa in Johannesburg kan wen? Gaan die Zulu, gaan hy kan wen, want ons weet hoe het hulle in die compounds, in hulle woonkwartiere, in hulle duisende geveg in die einde van die apartheidsjare tussen die Xhosas en die Zulus. U kan maar die geskiedenis 'n bietjie gaan nalees daaroor. So daar is hewige gevegte, hewige oorlog tussen al hierdie partye. En hierdie ouens van the Times of Israel, by wyse van spreuke, hulle sit hier heel bo en gee vir hierdie manne wapens en gee vir hierdie manne wapens en ontwikkel, en hierdie ou begin nou te sterk raak. Ons hou nie daarvan dat hy so sterk is nie. Kom ons rig hierdie ou ook teen hom op en ons gee vir hom ook wapens. Obadja beskryf dit so mooi. Isak het so mooi vir sy seun Esau gesê, van die swaard sal jy leef. So vandag 'n klein nageslag, vandag Esau se nageslag, en hulle weet hoe om wapens aan al die partye te verkoop, hoe om geld te maak uit oorlog uit. Inteendeel, hulle het 'n spreekwoord sê, jy maak geld wanneer daar oorlog is. Van die swaard sal jy leef. Maar ja, ongelukkig die mense wil nie ag gee op die woord se kennis nie, en ongelukkig sê die woord, weens 'n gebrek aan kennis gaan my volk te gronde. So u sal ten gronde gaan, omdat u die kennis van die woord en die kennis wat ons om ons sien, nie begryp nie, nie verstaan nie, want ja, kom ons gaan nie nou in daai rigting in nie, kom ons kom terug na die strategiese prentjie. So in hierdie afgelope week, sê the Times of Israel, ons moet Afrika verbrokkel, beginnende by Suid-Afrika. Dis die gedagte, dis die voorstel, dis nou hierdie tipe van geopolitiek, wêreldpolitiek, is nie iets wat net 'n gedagte is nie. Vergeet dit. Dis 'n proklamasie, dit is 'n verklaring, noem dit wat jy wil. En in hierdie week, of 'n week en 'n half, het ons besturende direkteur van rasseverhoudinge, Instituut van Rasseverhoudinge, Frans Cronje, het hy ook die projeksie gemaak dat ons kan 'n verbrokkeling en 'n groepering begin sien in Suid-Afrika, wat presies aansluit by the Times of Israel. Wat ons ook in hierdie week gehoor het, is waar die voormalige president van Suid-Afrika, president Thabo Mbeki, waar hy presies dieselfde sê. Hy sê, die vyandskap wat nou tussen Suid-Afrika en die res van Afrika besig is om nou te ontwikkel as gevolg van hierdie vreemdelingehaat. Want hier word nou mense doodgeslaan en mense se plekke aan die brand gesteek, en in Afrika, ons het gesien, ek wil nie so 'n video plaas nie, dis geweldig grafies, waar die Kongolese daar in die Kongo, aan die kant Gazingobaleza, grenspos, het hulle 'n Suid-Afrikaanse drywer sy ore afgesny met 'n panga, en toe nou sy bene ook gekap. Ek weet nie of dit heel afgekap is nie, maar ja, 'n mens het net besef toe jy daai video kyk, ek hou nie van sulke video's nie, maar toe 'n mens dit kyk, toe besef jy hoekom Johanna Brandt grys geword het. Toe sy die geweld in van ons stede, by name Johannesburg, gesien het in 'n visioen. Sy het grys geword in een nag. Nou of dit in een nag letterlik 12 ure was, dit weet ek nou nie, en of dit net in 'n week menende, beskrywende in een nag vinnig. Dit maak nie saak nie. Sy het grys geword van die afgryslike visioen, wrede visioen wat sy gesien het, wat sy nooit vir iemand gesê het wat sy gesien het nie. Nou toe ek daai video kyk, toe besef ek, toe herinner dit my ook in my inligtingsdae, toe ons die video's ontleed het van die halsnoermoorde, die necklace, soos hy meer bekend staan, waar hulle, daai tonele het ons baie na gekyk, ons het dit is in ons opleiding vir ons aangebied, en dit is verskriklik. So ja, ek het 'n mate en 'n idee en 'n gedagte van waarom Tannie Johanna Brandt so grys geword het, so vinnig. Maar kom ons gaan nie van die punt af nie. So Thabo Mbeki, voormalige president van Suid-Afrika, sê ook dat hier gaan nou 'n haat ontwikkel, en u sal onthou, die wat my vorige video's gekyk het, 'n oorlog in Suider-Afrika. Nou begin hierdie verhoog mos, hierdie teater, is mos nou besig om opgestel te word. Hoe meer wil jy hom opstel? Kom ek gooi vinnige klip in hierdie bos, net 'n vinnige ene, om vir u te verduidelik hoe vinnig kan dinge verkeerd loop. Hulle het nou 'n ou se ore afgesny, Suid-Afrikaanse drywer, en sy bene seker nou afgekap of wat ook al, ek vermoed hy's ook die een wat dood is. Hoeveel drywers sal nou nog oorgaan met 'n vragmotor, Zimbabwe, Kongo sekerlik niemand nie. Wanneer in Zimbabwe gaan dit dieselfde gebeur, want die Zimbabweërs word hier aangerand, doodgemaak,
Ons het dit gesien in Kwanongaba en Mossel Bay, 4. Op watter punt gaan die drywer sê, ek ry nie oor die Zimbabwe grens nie. Daar by Messina, ek gaan nie oor die grens nie. Mense, ons voorsien 60% van Zimbabwe, tussen 50 en 60% verlede jaar, van hulle totale mielie voedselbehoefte. 700,000 ton mielies. Ek dink is 40% van ons oeste. Maar ja, kan op daai 40% verkeerd wees. 700,000 ton word oor hy grens gery. Nou wat 'n drywer, gaan u en ek oor 'n grens ry met 'n vragmotor, as ek daai video gesien het. Daar's nie 'n manier nie. Daar's nie 'n manier nie. So hoe vinnig kan daai mielie voorsiening, wat tot en met 60% van hulle gebruik, behels? Wat gebeur wanneer daai afgesny word? Sien jy die groot rolspelers? Hierdie xenofobie lyk bestuurbaar, lyk miskien klein. Daar word een drywer se ore afgesny en opgekap. En die res van die drywers sê ek gaan nie oor nie. Onmiddellik het jy onstabiliteit in Zimbabwe, want jy het hongersnood. En as jy hongersnood het, gaan 'n ou waar kos is. In Zimbabwe gaan nie opgaan nie, hy gaan afkom. En ek het vir julle in die verlede al in video's gesê, is dit wanneer die Noord-Transvaalse boere sal vlug, dat die stof agter hulle waans uitslaan, in 'n westelike rigting, profesie van Oom-Siener. Is dit hoekom? Is dit wanneer hy miljoene oorkom? Want die vragmotors wil nie meer kos inry Zimbabwe toe. Argument sondaal, ek skets vir een scenario wat nou 'n potensiaal is. Ek sê weer, wat 'n drywer gaan oorgaan? As hy dink, sy ore kan afgesny word en sy bene kan afgekap word en dan maar wreed vermoor word. So besef u hoe vinnig. Nou kyk ons weer strategies. Ons is nou weer hoog in die lug en ons sien The Times of Israel sê verbrokkel Afrika. Ons sien die onrus en die destabilisering van DRC. Elke kort is daar 'n land. Ek het nou die name genoem. Ek gaan nie elke keer almal noem nie. Somalië, Sudan, Sierra Leone, DRC, Rwanda en hier in Suid-Afrika sien ons die onstabiliteit, die haat, met ander woorde die verdeeldheid. Dis hoe jy kom by verbrokkeling. Dis hoe jy kom by wat The Times of Israel sê. Dis hoe jy daar kom. Dis hoe jy kom by waar Frans Cronje sê, hier gaan 'n verbrokkeling plaasvind. Dis hoe jy kom by daardie destabilisering wanneer die president Thabo Mbeki sê, Afrika gaan ons nou haat. En wat sê The Times of Israel? Ons begin met Suid-Afrika. Hier sê, jy sal sien, die momentum wat hier gehaal gaan word, bereik gaan word. En dan die verskillende magte wat deur verskillende wêreldmoondhede, wat die groot manne is wat die vingers hier bo die toutjies trek, vir wie gaan hulle almal wapens gee? Oom-Siener het gesê, hy sien hoe, ek gaan nie die twee lande nou noem nie, maar twee spesifieke lande se name het hy genoem, wat wapens in die geheim invoer na Suid-Afrika, om teen die boervolk gebruik te word. So dis deel van hierdie proses. Hierdie proses lees jy baie mooi in Joël 2. Maar ons wil mos nie die woord se kennis hê nie. Ons wil daaroor twis en argumenteer, dit gaan niks verander nie. Dit wat daai profesie gesê het vir Suid-Afrika, sal hier gebeur. Jy sal maar net later terugkyk en sê, dit het toe presies so gebeur. Waar dit jou kon help, waar dit jou kon motiveer om te sê, kom ek sluit aan by die Suidlanders, kom ek raak deel van andersdenkendes, gaan kyk die Bosnie video's op ons buitelandse kanaal, gaan kyk hy video's, gaan kyk en kry daai goeie raad, want dit is belangrik om onder andersdenkendes 'n groepering te vorm, waar jy jouself kan verdedig en beskerm, teen wat ook al aanslag teen jou gevoer word. So kykers en luisteraars, ek wil maar net die strategiese vinnig vanoggend vir u uitlig, en dit is die interessantheid, dat in die bestek van 'n week, het ons Instituut van Rasseverhoudinge Frans Cronje presies gesê eintlik wat Mbeki sê, presies wat in The Times of Israel in Israel verskyn. En ons weet Israel haat Suid-Afrika tans. So wie sit agter wie trek regtig die toutjies? En die toutjies is besig om getrek te word. Want ons sien en ons sluit hiermee af. Die momentum word nou op die operasionele vlak word dit tans nog goed gehou.
So ons gaan nog, ons is nog op pad na daai destabilisering, daarmee saam die verbrokkeling van Suid-Afrika, waar jy in die weste gaan sit in die Kaap met die DA en wat as 'n proxy mag, met ander woorde 'n vriendelike mag vir die weste van Amerika en Israel sal beklei en alles daarmee saam. Dit noem ons doringbos, verseker, as nie twee sake oor nie, want al daai lande het in die Armeniese volksmoord, het hulle wapens verkoop aan Azerbaijan om Christen Armeniërs dood te skiet. En so kan ek nog 'n paar voorbeelde noem, die afgelope paar weke van Christene, wat se nedersettings opgeblaas is, afgebrand is. So, dis so doringbos en wêrelds as wat jy Babylon, as wat jy kan kry. En dan natuurlik jou Oosblok met die Zulus in Natal, teen die Khoisas in die Oos-Kaap, binneland gaan een groot konflik, soos hulle sal sê in Engels, 'n battlefield word, 'n gevegsgebied, en jy wil nie daar wees nie. Jy wil saam met eensdenkendes wees, as dit ware, op die kantlyn, en ek wil as dit ware sê, die kat uit die boom uit kyk, en dan daarvolgens op 'n veiliger afstand, waar jy afstand het as jou eerste beskermingsmeganisme, en dit gebruik om jou beter te organiseer, beter te beplan, beter in te rig, vir so 'n toestand, want daai toestand kom. Wanneer die Times of Israel vir jou sê, ons moet Afrika verbrokkel, ons begin met Suid-Afrika, dan sal dit so wees, maak geen fout nie. Hoewel ek vir u kan sê, Oom-Siener sê hulle goed uitgewerkte planne, loop op 'n stadium skeef. Ja, want die Vader sal ons wat sy kinders is, en by hom staan, nooit in die steek laat nie. Nooit. Nooit. Inteendeel, ons gaan nie net oorleef nie, ons sal oorwin. Want in Christus Jesus is ons tot alles in staat. Pragtige week vir u, tot ons weer praat. Totsiens.